Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën. Ons vertrou dat u ook 'n goeie dag sal ervaar in die teenwoordigheid van die Here ook. Nou, liewe vriende, hierdie olifantjie het toe uiteindelik bo op die wal uitgekom. Nie 'n vreeslike hoë wal gewees nie, maar vir sy vermoë was dit so bietjie moeilik gewees. As jy mooi sal sien op die foto, was daar daarom so bietjie hulp gewees. Daar was 'n ander enetjie so agter hom en eintlik so gaan stil staan sodat hy so bietjie teen hom kon druk en dan op hierdie wal opklim dan ook. Eintlik mooi gewees om te sien hoe die olifantjies saamwerk ook. Nou ja, hulle doen dit so in die natuur ook, hulle help mekaar en so leer hulle. En soms leer hulle op 'n harde manier, maar belangrik dat hulle mekaar ook so kom help. So is dit ook in 1 Korintiërs, is daar iets wonderlik om te sien oor wat Paulus kom getuig oor die evangelie en hoe wonderlik dit is dat hy die evangelie kon oordra. En mag u en ek as kind van die Here vanoggend opnuut sien dat dit ook ons verantwoordelikheid is en wat ons reaksie en gesindheid daarop moet wees dan ook. Nou ons lees in 1 Korintiërs 9 vers 16, want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie, want die dwang is my opgelê en wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. Baie duidelik om sê, dit is ons verantwoordelikheid om dit te doen, en as ons dit nie doen nie, wee ons, daar is 'n geweldige straf wat oor ons kom. Ons doen onsself groot skade aan as ons nie die evangelie verkondig nie. En weet jy, mag ons sekerlik dit so kom doen, nie om roem te verkry nie. Party mense wil evangelie verkondig om roem te verkry, om te sê ek het so en so gedoen. Maar dit moet nie, dis nie die gesindheid wat daar moet wees nie. Dood eenvoudig is dit vir ons as kinders van die Here, dis ons verantwoordelikheid. Uit dankbaarheid dat die Here ons siele gered het, dat ons die evangelie met iemand anders te moet deel. En dat u dalk in hierdie oggend vir u self die vraag gaan vra, wanneer laas het u die evangelie met iemand anders te gedeel, of iets gedoen om die evangelie by iemand anders uit te kry. Verder sien ons ook die gesindheid wat daar moet wees wanneer ons die evangelie verkondig, en dit is dat ons dit met vrywilligheid doen. 1 Korintiërs 9 vers 17 sê, want as ek dit vrywillig doen, het ek loon, maar as ek dit onwillig doen, is 'n rentmeesterskap aan my toevertrou. Kyk net hoe baie loon verloor ons as ons dit nie gewillig doen nie, as ons dit nie vrywillig doen nie. En mag ons altyd hierdie gesindheid hê om met 'n liefde, met 'n ywer, met 'n toewyding aan die Here en 'n bekommernis oor siele wat verlore gaan, die evangelie ook so te kan deel. En dan, liewe vriende, moet ons weet hoe belangrik dit is om evangelie te verkondig. Wat is ons doel? En u moet dalk vir uself die vraag vanoggend ook vra, wat is die doel as u die evangelie verkondig? Wel, hoe klink hierdie in 1 Korintiërs 9 vers 19? Want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak, om soveel van hulle as moontlik te win. Dit moet ons doel wees, om soveel as moontlik te win. En weet jy, mag ons sekerlik ons hart daarop rig om te sê, Here, ons wil soveel as moontlik win, waar u vir ons geleentheid gee, hoe u dit gee. Here, ons is bereid om dit te doen, om soveel mense as moontlik te red. En mag die Here vir u daarin help, dan ook. En dan, liewe vriende, die prys, die gewilligheid, die offer, wat sekerlik moet kom. As ons die evangelie verkondig, is daar sekerlik 'n prys. As jy 'n doel wil bereik, is daar altyd 'n prys. En iets wat ons sal moet opoffer of doen. En luister nou dit wat hier in vers 20 tot vers 22 staan. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jode te win. Vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win. Vir die wat sonder die wet is, soos een sonder wet, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is te win. Vir die swakkes het ek soos 'n swakke geword, om die swakkes te win. Vir almal het ek alles geword, om in alle gevalle sommige te red. En is dit nie wonderlik dat hy sê, ek is bereid om op iemand anders se vlak te daal, om begrip te hê vir hulle, om nie te sê, ag jong, jy is te sleg, of jy is te goed,
dat ek met jou kan praat oor die Here, en ek is bereid om jou in jou omstandighede te sien en met jou die evangelie te deel. Ek dink dis net nodig om dit ook net te noem, dat wanneer hy sê dat hy vir die wat sonder die wet is, word het soos een wat sonder die wet is, dan stel hy dit duidelik, dat die wet van God het hy nooit verbreek nie. Dis nie dat hy die wet van God weggegooi het en bandeloos geword het nie. Hy het net begrip vir die mense wat sonder die wet van God is, sodat hy hulle kon wen vir die Here. Hy het nie op hulle neergekyk of hulle verag nie. Hy het nog steeds gesê, ek gaan iets doen om hulle te wen vir die Here. En mag u in hierdie dag dalk sê, ek gaan begrip hê vir iemand anders in hulle verlorenheid, sodat ek hulle kan wen vir die Here. Mag die Here ons help. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, help ons om die evangelie ook so te verkondig en dat u verheerlik sal word. Geef dat ons as u kinders daardie gesindheid sal hê. Amen.